Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 5, 24 tot 30 Januarie. Om te skyn soos ligte in die nag. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, hier wil ons nou gaan begin met 'n nuwe week en 'n nuwe studie. Vra ons dat U asseblief teenwoordig mag wees en dat U asseblief mag help dat ons sal verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Filippense 2 vers 12 tot 30, Romeine 3 vers 23 en 24, Romeine 5 vers 8, 2 Timoteus 4 vers 6, 1 Korintiërs 4 vers 17, 2 Timoteus 4 vers 21 en vers 13 en Lukas 7 vers 2. Geheelteks Filippense 2 vers 14 en 15. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Filippense 2 vers 14 en 15. God het aan die Hebreërs gesê om gehoorsaam te wees, omdat gehoorsaamheid, volgens Deuteronomium 4 vers 6, julle wysheid is en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Eeue later het hy gesê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hy het ook gesê in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hoe kan ons daardie lig wees? Alleenlik deur 'n intieme verbinding met Jesus, die waaragtige lig, wat soos Filippense 2 vers 9 tot 11 sê dat God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee het wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Die lig en mag van die hemel is vir ons almal wat hulle lewens aan Jesus oorgegee het beskikbaar. Maar te dikwels verwag ons dat God alles moet doen of sy wil word deur ons eie idees en planne verhinder. Dit is hoekom Paulus se woorde aan die Filippense vandag nog so van pas is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 31 Januarie.